Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Vanoggend my tema is, wanneer Jesus deur jou toedeur kom. Ons almal ken die gedeelte in Johannes 20 vanaf vers 19, waar Jesus deur die deure gegaan het by sy disippels. Maar vanoggend wil ek met jou praat oor wat se deure is daar in jou lewe nog wat toe is, wat nog nie oop is nie. Is dit deure van vrees? Is dit deure van hoop wat nog toe is? Is dit deure wat toegesluit is vir teleurstelling wat jy ervaar het? En jy daai inner wel gemaak om te sê, ek sal nooit weer my hart oopmaak vir iemand om in te kom nie. Want iets seer gekry. Volgende wil ek vir sê dat hierdie disippels het ook so gevoel. Die disippels het ook gevoel dat hulle seer na binne. Hulle hele wêreld het in mekaar gestort. Hulle het gaan wegkruip in 'n kamer en die deur gesluit uit vrees uit. Want hulle het gesien hoe is Jesus gekruisig. Hulle het hom gesien sterf. Johannes 20 vers 19 sê, en toe dit aand was op die eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Wie van julle was al so diep in gedagte gewees en ewe skielik staan hier iemand hier langs jou. Jy skryf nog 'n bietjie na. Iemand het my eendag amper geklap, want ek het geloop en ek het nie geweet hy hoor nie toe ek die deur oopmaak nie. Volgende staan ek hier agter hom en ek begin praat. Toe. Jy skrik. Nou ek dink Jesus se disippels het nie net bietjie geskrik. Want hier staan Jesus wat dood is. En hy kom hierdie deur en hy staan. En hy sê net, vrede, vrede. Ek dink, toe ek hierdie gedeelte lees en die Here begin my praat van wat het alles deur hulle gedagtes gegaan. Jy weet, hy is gekruisig. Jy weet Jesus is begrawe. Maar as ons bietjie teruggaan in die evangelie, Jesus het hulle gesê, ek moet gekruisig word, maar op die derde dag gaan ek weer opstaan. Hy het vir hulle gesê, maar het almal dit regtig te harte geneem en het geglo? Ek dink nie heeltemal so nie. Daar was van dit wat gesê het, my nie. Want dan was daar ook een gewees. Maar ons gaan hom by hom uitkom. Hy het net gesê, nou is. Maar wanneer Jesus deur kom, ons lees dit in hierdie gedeelte waar Jesus deur hierdie deur gekom het, maar dit het nie hier begin nie. Hierdie was nie die eerste deur wat Jesus deur is nie. Die eerste deur, die eerste weg wat ek het so wil noem, is die voordeel vir my en jou. Dit staan in Matteus 27 vers 51 wat sê, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder. Daar is die deur wat oop is. En hoekom hierdie deur geskeur het, ek en jy vandag vrymoedigheid.
om na die Vader te gaan. Die voorhangsel was die plek van die heilige der heiligste. Niemand kon daarin gegaan het nie. Maar ons het die voordeel om deur Jesus na die Vader toe te kan gaan. Daar was 'n skeiding tussen God en die mens. Want as ons teruggaan vinnig, waar die priesters almal moes 'n bokkie gevat het, of 'n duif, of 'n diertjie wat sonder gee, hy moenie 'n leed gehad het nie, niks nie. Dan moes hulle die dier gevat het na die priester toe, om hulle sondes te bedek. Dit het nie jou sondes weggevat nie, dit het net jou sondes bedek. Nou kan ek en jy beter verstaan hoekom ek en jy nou toegang het tot die heilige, hoekom ons toegang het tot God toe. En ons kan ook verstaan hoekom het Jesus deur hy deur gestap. Want toe daai voorhangsel gebreek is daar toegang. Ek en jy toegang nou tot die Vader. En Jesus het reeds die finale grens oorwin in Efesiërs 2 vers 13. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Ons kon nie by die Vader kom nie. Ons kon nie daai tree gegee tot in by die Vader nie. Want net die hoofpriesters mag in die tempel gegaan het. Wanneer Jesus deur jou toe deurkom, is dit nie net omdat hy kan nie, dit is omdat hy reeds die pad gemaak het. Die kruis het daardie deur oopgemaak. Daai deur wat jy het hier binne jou, wat jy toe het, Jesus kan deur daai deur gaan. Al is hy toe, en hy kan nie binne jou hart kom. En dan sê hy, vrede vir julle. Jesus het nie gekom en hulle gesê, maar julle het hierdie sondes gedoen, julle het dit gedoen, julle het dit gedoen, julle het hierdie verkeerde dinge gedoen. Hy het gekom met liefde. Die voorhangsel het die pad vir elke gelowige oopgemaak. Romeine 5 vers 1 sê, deurdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Heer Jesus Christus. Vrede. Wat is vrede? As ek jou nou kan vra, wat dink jy is vrede? Baie mense sê die gesegde, vrede op aarde. Baie mense sê, ek het 'n liefdevolle skoonma, regtig. Baie mense sê, as jou skoonma nie by jou is, is daar vrede op aarde. Dit is wat mense sê. Maar dankie Vader, ek het nie so skoonma. Maar ons bid vir die wie se skoonma's nie so is nie. God het ook daai skoonma gevorm. God het ook daai skoonma lief. Maar partykeer is hulle nie moeilik seker dan. Dis kom die mense daarin. Maar vrede is, om in God se vrede in te gaan, is wat alle verstand te bowe gaan. Jy het daardie rustigheid, daai kalmte. Daar is nie meer daai breuke nie. Daar is nie meer daai hardloop en jy voel of iets jou heeltyd jaag nie. Daar is nie sulke dinge nie. En Jesus kom en hy wys vir sy disippels sy hande en sy sy. En hulle sê toe, is Jesus. Wat sou jy gedoen het, as jy daar binne gesit het? Dink, wat sou jy gedoen het, as jy daar in daardie, as jy een van die disippels was, ons is al meer as 12. Sê dat daar disippels was 40, ek wil nou voorbeeld, of 50. Ons almal van ons was daar binne gewees. Wat sou gebeur het, wanneer ons almal nou in 'n kringetjie sit, en ewe skielik, staan Jesus hierso.
jy gereageer het? Dink, hoe sou jy gereageer het? So sê, tjoe! Jy gaan skryf. Jy gaan nie net, okay. Maar ook, as dit moet die prentjie skets in my kop, is dit nie so ligplek nie. Dit was bietjie donker gewees. Maar dit was daar nie elektrisiteit, daar was kersse gewees en daar lampies en goed. 'n Lampie maak nie die genoeg lig wat 'n lig maak nie. Hy maak lig. Maar nou is dit daar die dowwe gedeelte. Ek dink iemand sou seker gesê, dit is spook. Want dit is wat mense baie doen. As hulle skrik en dan sien 'n beweging of iets, 'n skadu of iets. Partykeer is dit hulle imagine, nee, ek het 'n spook gesien. Nee, ek het nie 'n spook gesien. Maar jy hoor, ek wil net jy moet dink, wat sou jy gedoen het in daai situasie? Sou jy geskree? Ek dink nie seker 'n paar wat sou geskree het. By toppunt van my stemmetjie. Ek wil jou nou iets anders doen. Jy sit voor die TV. Wie moet dit? Jy sit voor die TV met jou voete. Ewe skielik hardloop bewys oor jou voet. Ja. Dan skree jy eers. Ek wil jy moet hierdie sien van wat sou hierdie disippels ervaar? Van dieselfde wat hulle ervaar ons vandag. Ons ervaar ook vrees. Maar dat hulle gaan toesluit, dat is bang. Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Elke druppel bloed, elke wond wat daar was aan die kruis, wat ons laasweek die opstanding gevier het. Elke druppeltjie, elke skeer in Jesus se liggaam roep uit, die deur is oop. As God die voorhangsel kon skeer en Jesus by die graf kon uitloop, dan kan Jesus beslis deur jou toedeur kom. Hy kan deur hierdie toedeur van jou kom. En hy kan in die binnekant kom staan. En handel. Miskien is dit wat Jesus wat ons moet doen. Ons moet sê, Jesus kom net in. Die deur is toe, want ek het seer, ek wil nie die deur oopmaak nie, want ek is bang dat iemand weer my gaan seer maak. Jesus kom in, deur die toedeur, en werk dan daar binne. Daar is nie 'n deur van depressie, vrees of skuld of twyfel wat sterker is as die oomblik toe die voorhangsel geskeur het nie. Niks kan staan toe hy deur geskeur het nie. Ek noem dit 'n deur, dis 'n gordyn. Hulle sê 30 centimeter dik. Maar as niks, daar's geen pyn wat nie kan verbygaan. Daar's geen depressie wat nie kan stop nie. Daar's geen skuldgevoel van ek het 'n fout gemaak in my lewe wat nie kan verdwyn nie, wat nie kan gaan nie. Wanneer Jesus inkom en hy doen, bring hy nie net sy teenwoordigheid nie, maar hy bring 'n transformasie. Hoekom bring hy 'n transformasie? Want wanneer Jesus in jou lewe inkom, gaan jy nie dieselfde bly nie. Daar moet 'n change wees. Daar moet iets verander hier binne jou. 'n Goeie voorbeeld, as jy altyd geloop het so, daai body gaan verander. Amen. Alles gaan verander. As jy suurlemoen gesiggie op jou het, gaan jy 'n laggesiggie kry. As jy daai rooi emoji is, gaan jy die enetjie in daai kant kry wat die druppeltjie so wat soos hy hop so.
Hy lag. Julle hoor, daar iets moet nie binne jou verander, jy kan nie dieselfde bly nie. Want as jy nie verander nie, het Jesus nie regtig ingekom nie. Ja. Ek gee jy voor. Amen. Dit is nie moeite werd om voor te gee nie. Want jou voorgee, gaan jou die kos, wat voor jou gaan toegaan. As jy seer het, laat die Here jou. As jy hulp het, praat. En dan kom ons by die een wat gesê het, en dit is ou liewe Thomas. Wie ken vir Thomas? Wie het al gehoor van Thomas? Ek onthou my eerste jaar, toe ons Faith Foundation gedoen het, een van ons Bybelvakke. Dit was vir my altyd die lekkerste vak te lees daar. Toe leer ek nou regtig oor Thomas ken. Hy is 'n mannetjie wat net glo. Maar daar het iets gebeur in Thomas se lewe. Hoe kom hy so maak? Want miskien baie van ons wat hier so is vandag, se lewe ook gebeur het. Teleurgestel? Ja. Seer gekry? Mense het jou vir 'n raai gevat? Mense het jou ingedoen? En Thomas is die een wat sê, ek sal nie glo nie. Ek wil sien. Want hy het seer hier binne hom gehad. Hy was nie vir Jesus gewees. Toe sien hy Jesus aan die kruis. En hy sien, hy is begrawe. En wat dit vandag beteken, toe hy voorhangsel geskeur het, is daar het beteken, daar is toegang self vir die twyfelaar. Self jy wat vandag twyfel, sukkel om iemand te vertrou. Ek sal niemand trust nie. Daar's mense wat so sê, ek trust niemand nie. Wag God jou kom verander. Wag, hier is iets wat binne jou verander. Ek sê jy moet nou net vir hom 'n miljoen gee en hom sê, ek kan my terugbetaal volgende maand. Ek sê nie dit nie. Mense verhouding. Dis waar ek praat. En toe sê Jesus vir Thomas, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Wie van julle is baie keer ongelowig? Wie voel baie keer? Jy maar hoe kan ek wat sê? Ek wil nie jou graag vertrou. Maar jy, dis moeilik. En toe roep Thomas uit, toe hy gesien het. En Jesus het hom gaan konfronteer. Jesus het na hom toegestap. Die tweede keer wat die disippels bymekaar kom. En hy staan, kom hy weer deur die deur. En Jesus sê weer vir hulle vrede. En Jesus sê vir Thomas, Thomas, kom kyk hierso, kom. Hierso. Kom kyk. Dis daar. Maar toe hy sien, toe roep hy uit, my Here en my God. Jesus is hierso. Binne jou. Laat hom nie toe, om in daardie donker vertrek, waar is in te kom. En iets wat so baie mense mee sukkel, wil ek lees in Matteus 17 vers 20. Hy sê, deur julle ongeloof, want waarvoor ek sê vir julle, as julle geloof het, soos 'n mosterdsaadjie. Dis wat baie mense mee sukkel. Al het jy geloof, is kleiner as dit. Dit is piepklein. Dis bitterklein. Al het jy net so 'n bietjie geloof, sal jy vir die berg sê, skryf. Ek het ervaar in my voorbereiding dat die baie mense sit hier vandag wat nog agter toe deure sit.
waar vrees is, waar pyn is, waar twyfel is. Die mense wat seer gekry het, miskien het jy dalk gesê, ek sal nooit weer my hart oopmaak nie. Ek sal nooit weer iemand vertrou. Ja, ek wil nie seer kry nie. Vandag wil ek vir sê, die Here wat jy toegemaak het, jy self toegemaak. Dit sluit nie Jesus nie. Jesus kan al die deur weer oopmaak. Maar as jy bereid om te sê, Here, help my. Jesus wil nie kom in jou deur wat seer is oopbreek nie. Hy wil net inkom. En in daai donker kon in jou lewe, wil hy net sy lig laat skyn. Want hy sê, ek is die lig van die wêreld. Hy wil net in daai donker, daai seer, daai donker kol hier binne jou, wil hy net kom en net sy lig aansit. En daardie oomblik word dit wat dit 'n geslote plek is, word 'n ontmoetingsplek vir hom. En wat vir lank toe was, word iets niets. Ja, gesien as 'n huis baie lank toe staan, trek hy deur, maak hy deur so oop. Wat sien jy heel eers as jy daai deur so oop trek? Nou goed trek so. Spinnerakke. Is iets wat ek glad nie van hou is. Waar alles ek buite loop en ek sny gras en ek voel 'n spinnerak. Ja. Waar as jy onder deur die bome gaan. Al daardie huis wat lank onbewoon was. En jy het deur toegemaak. Jy het deur toegemaak en gesê. Daai gedeelte is toe. Jesus wil kom en daardie spinnerakkies afvee. Hy wil kom en daardie stof wat lê uithaal. Hy wil hy vensters weer oopmaak, laat jy die joy kan sien op buite. Jy sit miskien hier vanoggend en jy dink, ag, dit is verby. Daar's nie meer kans nie. Ek weet nie, met al die seer binne my, ek gaan nie my hart nie oopmaak nie. Maar hoor vandag hierso, dat jy miskien sien as verby, kom Jesus en hy sê, dis net vir my 'n nuwe begin. Ek kan dink, daar's nie hoop nie. Maar daar is hoop. Want nie eers die graf kom vir Jesus binne gereed nie. Niks nie. Toe die aardbewing daar was, die rots is op, Jesus uitgekom. Daai vrees gebreek. As jy vrees in jou het, dit kan breek. Ek spreek vandag oor jou lewe, die Here wat deur vrees toegemaak is, dat dit sal oopgaan in Jesus se naam. Jy hoef nie skuldgevoelens te dra nie. En Jesus kom en hy herstel dit deur sy genade. En elke vrees, en elke deur wat jy toegemaak het in twyfel, sê Jesus, ek sal iets inplant. Ek sal vrede bring in dit. En ek sal dit vul met geloof. Al is dit net so bietjie soos 'n mosterdsaad, het jy nie twyfel nodig nie in jou lewe nie. Moenie jou hart gesluit hou. Maak dit oop. En wanneer Jesus in jou deur jou deure kom, sal jou hele lewe verander. Wil jy ons moet so sit? Sluit ons die oë. Wil jy elkeen, waar wil jy sit?
elkeen se hart. Jesus, ek bring elke een nou voor U. Elke hart wat toegemaak is deur vrees, deur pyn, en ek kom lê dit by U voete neer. Here Jesus, elke deur wat gesluit is, spreek ons in die naam van Jesus dat die Here sal oopgaan en in elke hart sal daar vrede kom. Vader, dankie dat die voorhangsel geskeur is en dat ons die vrymoedigheid het om na U toe te kan kom. Here Jesus, dankie dat U ons vol met geloof, met hoop, hoop vir hierdie toekoms. Vader, dit is altyd maklik daar buite nie, maar ons weet U is met ons. Here Jesus, dankie dat U die Alfa en Omega is. U is die begin en U is die einde. U is die een wat vir ons deure oopmaak. Vader, my gebed is vandag, waar daar vandag finansiële deure is wat toe is, Vader, roep ons dit uit in die naam van Jesus dat die deure sal oopgaan. Vader, waar daar mense is wat sukkel vandag om werk te kry, maar die deure bly toegaan. Vader, roep ons dat daar guns sal wees, dat die deure sal oopgaan. Vader, mense wat sukkel met siektes. Vader, dat die genesing sal deurkom in die naam van Jesus. Want deur U wonde is daar vir ons genesing. En ons roep dit uit in die naam, bo elke naam. En ons weet, Here Jesus, dankie, dat U ons hoor. Vader, elke persoon wat hier so sit, gee opnuut vir hulle 'n vreeslike hart. Opnuut. Deponeer U goedheid en U guns in hulle hart. Geloof. Want alle verstand sal te bowe gaan. En Vader, laat hulle bekers, hulle bakskottels oorloop van U seëninge. Dankie Jesus, vir elke persoon wat hier is. Vader, my gebed is dat U hulle sal seën hierdie week meer as ooit. Vader, en elke dag hulle opnuut sal seën. Dankie Jesus, dat U met ons is. Dat U ons nooit sal verlaat nie. En Heilige Gees, dankie vir U inspraak in elkeen van ons lewe. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen en amen.